Standard Bank se CEO het 'n Afrikaanse woord gebruik in 'n onderhoud met Bloomberg Televisie se Jennifer Sobosacha. Luister. We hope and pray that there will be convergence and, as we say in South Africa, toenadering between the relevant authorities. Ja, dis ongewoon vir Afrika se grootste bank se hoofuitvoerende beampte om 'n Afrikaanse woord te gebruik. Hoekom toenadering? Ek dink vir ons is dit 'n baie gewone woord. Ek het ChatGPT gevra om toenadering te definieer. Kyk. So in Engels, approach, reapproachment, overture or a gesture of goodwill. Dis wat ChatGPT sê daai woord gebruik. Maar lees hier. Hier is eintlik so 'n goeie beskrywing en dis skep ook dis ook 'n nuwe manier dink ek wat ek van nou af gaan ChatGPT gebruik om vir my woorde te definieer Afrikaans. Ek dink hierdie is baie goeie beskrywing. Toenadering carries a sense of movement of things coming closer, not only in physical sense, but emotional, diplomatic, intellectual realm. It's the careful act of closing a gap between people, between nations, between ideas. Sometimes it's tentative, tasting of the waters, almost fragile reaching out. Think of toenadering as the moment when distance begins to shrink, when estrangement softens into dialogue. Hoe poëties. So net om weer die konteks te verduidelik, die vraag wat sy gestel het was, wat is jou mening oor waar Suid-Afrika en Amerika op die oomblik is? Gaan Ramaphosa en Trump ooit aan dieselfde tafel kan sit? En dan as jy daaraan dink, toenadering, dis 'n vreemde woord. Maar as jy regtig gaan dink aan daai beskrywing, diplomatieke aspek van die woord toenadering wat ek beslis nog nooit aan gedink het nie, is dit indico. Dit sê ook 'n paar dinge oor Sim Tshabalala, wat binnekort, oor 2 jaar uittreë as hoofuitvoerende beampte van Standard Bank. Hierdie man is 'n orator. Hy ken duidelik meer as 2 tale en hy ken Afrikaans beter as ek.